Goeiemôre aan almal. Sit so stil. Broers is baie bly dat jy is vanmôre. Dankie ook vir ons kinders. Jy weet, ons kinders herinner ons dat die wêreld verander. Jy weet, ons wil altyd hê alles moet weet in 1905 Valiant. Daai goed wat 'n ton geweg het. Sulke dik staal. Kyk as jy in 'n ongeluk kom, keer hy niks. Maar niemand ry meer in 1905 Valiant of min. Ons het maar almal na nuwe karre toe gegaan. So moet ons ook maar in die gemeente ook vir ons jong mense saam met hulle stap op hierdie nuwe pad saam met hulle. Kom ons sit net so, dan maak ons ons harte stil voor die Here. Ons bid net 'n woordjie saam. Ag Here, baie dankie dat ons vanmôre so hier by mekaar kan wees. Here, dankie vir u liefde en genade wat groot is. Dankie vir die pragtige, heerlike reën wat daar buite geval het. En Here, ag ja, dit was ook saam met dit 'n uitdaging met die krag wat vir 2 dae af was. En dan waardeer ons ook Here, wanneer ons warm water kan gebruik of wanneer ons weer kan ons ketel aansit en heerlike koffie maak as ons nou nie gas het nie. Here, partykeer besef ons maar net, ons is baie bevoorreg. Wanneer ons weer met elektrisiteit en met internet, en ons raak so afhanklik daarvan, dat wanneer ons dit nie het nie. Ek bid vanmôre, Here, vir hulle wat siek is, ons bid vanmôre vir hulle wat ook dalk hier sit vanmôre en sê, Here, ek is maar op 'n lae plekkie in my lewe. Dankie dat die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Here, die Bybel sê vir ons dat slaan jou oë op na die berge. Dink aan daai mooi Psalm. Waar kom my hulp vandaan? My hulp is van die Here. Here, ons harte, Here, die Bybel sê ons moet ons harte vir Jesus oopmaak, dat hy binne ons kan bly en by ons kan kom feesmaal. Here, Openbaring sê hy staan by ons deur en klop. En as hy kan binnekom, dat hy saam met ons kan maaltyd vier. Here, 'n feesmaal saam met die Here. Baie dankie, ons bid vir hierdie dag, ons bid vir vanmôre se diens, en ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Broers, suster, ek wil nou net hierdie ding vir so 'n bietjie weier maak, net gou daarna toe gaan, net gou, dat u dan ook dit beter kan sien. Dit laat my altyd dink aan daai, was dit nou, ek raak mos die mekaar met die kinderstories. Ek weet nie of julle altyd die kinderstories onthou nie, maar ek het altyd my kinders die goed die mekaar vertel, en sê hulle, nee papa, die storie van Hansie en Grietjie gaan nie so nie. Maar jy weet mos daai een, sodat ek jou beter kan sien, my kind, of dat ek jou beter kan hoor, my kind, daai een. Broer en suster, ons wil vanmôre, ek wil sien nou net my Bybel hierso, want hier is mos nou nie altyd plek nie. Ek wil net so een versie graag vir u saam lees vanmôre. En daar in 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 9. Kyk, Paulus het in daai eerste hoofstuk, as jy nou Korintiërs lees, dan moet jy besef, hy skryf eintlik vir daai mense om vir hulle sê, wat is jou brand? Wat is 'n tipe soort Christen, wat is tipe soort kerk is jy? Want jy weet, hulle het gesê, een is van Paulus, en een is van Apollos, en een is van Cephas. Hulle het vir my so 'n bietjie na 'n domineeskerk geklink, van dominee Snyman, en dominee Milan, en dominee, Paulus sê, nee, wie is hierdie ouens nou eintlik? In die 3de hoofstuk kom hy sê, hulle is net diensknegte van Jesus Christus, nou. Ons het altyd onthou, weet net diensknegte van Jesus Christus. Maar in die 3de hoofstuk kom hy daar in die 9de vers, en ek wil dit graag vir u lees, so ek nou net daar kan kom. Ons kan so 'n bietjie voor dit, hy sê, want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek is van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Hy sê, wie is Paulus dan en wie is Apollos, anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het. Met ander woorde, bedienaars wat julle die evangelie, die woord gebring het, deur wie julle tot geloof gekom het in Jesus. Nou sê hy daarso in vers 6, hy sê, ek het geplant en Apollos het nat gemaak, maar dis God wat laat groei het. En ons het gister so by ons manne ontbyt, dankie vir al die manne wat daar was, dit was lekker gewees, het ons 'n heerlik so manne oggend gehad, en wat vir my kosbaar was die getuienisse wat daar gedeel was, en dat ons besef wat God in 'n mens se lewe kom doen. Geliefdes, ons moet vanmôre verstaan, dis die Here wat 'n mens se hart oopmaak, dis die Here wat in 'n mens se lewe kom werk. Jy moet natuurlik antwoord.
kyk, jy het ook 'n deel om te doen. Jy moet ja sê, jy moet kies. Maar as God nie in ons werk nie, kan daar niks gebeur. Die Here sê, dis hy wat die huis bou, dis hy wat in julle werk. Weet, ons moet verskriklik versigtig wees, dat 'n mens kan partykeer die Here uit die kerk organise, jy weet wat bedoel ek, nou. Ons is so georganiseer, ons sê vir die Here, jy kan maar by die huis bly, ons is okay. Amen. Ons is alles gereël, die musiek is gereël, die klank is reg, die dominee is daar, alles is sap. Geliefdes, sonder God kan niks met u en my gebeur nie. En nou kom hy in vers 6, maar hy wat plant en hy wat nat maak, is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy arbeid ontvang. In hierdie vers 9, want ons is medewerkers van God, in die akker van God, die gebou van God is julle. Met ander woorde, wat kom Paulus en hy sê, luister geliefdes, ek het vir julle nou vanmôre, ek het gisterand laat gewerk, ek het vir julle vanmôre sulke kontrakte gemaak, vir elkeen van julle, so ons gaan nou dit vir julle uitdeel, in hierdie kontrak, staan daar nou, God se besigheid. O nee, dominee, NG Kerk, nee, God se besigheid. En dan sê hierdie kontrak, ek is 'n aandeelhouer in God se gemeente. So julle is almal vanmôre vennote. Ek hoor nie 'n amen nie. O nee, dominee, ons het jou beroep. Dit is jou job. Nee, broer en suster, dan sê ons daaronder, ek is 'n vennoot en 'n aandeelhouer in my plaaslike gemeente. Met ander woorde, elkeen van ons wat hier sit vanmôre, sê die Here, ons is medewerkers in die akker van die Here. Want geliefdes, wat ons vanmôre moet verstaan is, waarmee ons hier besig is God se besigheid. Ons is nie met 'n kerk se besigheid besig, ons is nie met 'n synode se besigheid besig nie. Ons is nie vanmôre besig met 'n dom nie, ons is met God se werk. God se besigheid. En ons moet verstaan, Jesus sê die kerk behoort aan hom. Hy sê ek sal my kerk bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. En ons moet dit vir mekaar vanmôre kom sê. En so is dit belangrik vanmôre dat ons gaan so saam met mekaar, gaan elkeen sy plekkie begin vind in hierdie groot besigheid. So ons gaan nou 'n bietjie later vanmôre, gaan ons nou vir elkeen van julle wat so bereid is om so 'n kontrak saam met ons te neem, gaan ons vir julle dit uitdeel. Maar jy vat net een as jy deel, wat sê, okay, ek is deel van hierdie besigheid. So ek het gisterand hierdie vir julle gedruk en mooi uitgeknip. Nou broer en suster, ons het die laaste 2 Sondae, ek is altyd iemand wat hou nie daarvan om rond te bom te preek nie. Ons het die laaste 2 Sondae, eintlik wat aansluit by die vorige spreuke was, ons het gepraat oor God wat nog werk. En ons het gesê, God werk in mense se lewens. Besondere maniere, God werk. Hy is nog steeds, die Heilige Gees het gekom, hy werk. Maar toe ons na daai 6 preek het ons nou die 2 Sondae voor dit gesê, maar as ons wat God werk in ons lewe, moet ons verstaan, al werk die Here in jou lewe, beteken dit nie vanmôre, jy lewe in 'n wêreld waar daar nie probleme is nie. Met ander woorde, ons lewe in 'n God werk nie in my lewe en nou haal hy my uit, nou flout ek hierso net so bo kan die aarde nie. Amen. Die lewe daar buite is 'n gebreekte wêreld. Die wêreld daar buite is uitdagend. Ek bedoel, ons almal beleef soms tye van wanneer ons beproewings beleef, of wanneer ons geloof getoets word, of wanneer ons soms op die plekke kom waar ons voel die duiwel is op my keus en het my telefoonnommer gekry. Amen. En jy word moedeloos, jy word moeg, en ons het gesê, daar sekere dinge wat nodig is om deur te byt na die ander kant toe, as jy God se kind is. As jy vir Jesus oopgemaak het, hy by jou kom feesvier, by jou kom maaltyd hou het, moet jy weet dat ons sekere belangrike dinge nodig het. En dan gaan ek net vinnig vir jou noem, jy kan die preek gaan kyk, is daar 2 Sondae. Ons het onthou, ons het gesê, jy het 'n anker nodig, 'n geloof, 'n vaste anker. Geloof is jou anker, geloof is daar waar jy in God rus. Ons het gesê, in die tweede plek, jy moet verantwoordelikheid neem vir jou lewe. Want onthou, wie gaan eendag rekenskap vir jou gee? Nie ek nie. Help my gou weer. Jy. Waar is julle? Wys gou vir jou so. Almal vir jou so. Wys vir jou so. Jy. Die Here gaan vir jou die vraag vra. Hy gaan nie vir my vra nie. Hy gaan vir my vra, ek moet antwoord vir my.
En toe het ons gesê, God wil ook vir ons help om in hierdie wêreld dapper te wees. Onthou wat ons gesê het, ek is 'n dapper muis. En daar's niks waarvoor ek skrik nie. Kom nou. Geliefdes, dit vra guts om vir God te lewe in hierdie wêreld. Weet ons lewe in 'n wêreld waar mense baie keer maar baie lafhartig is. Weet, wat sê die Here vir ons 1 Timoteus, of ja, ek dink is 1 Timoteus 2 Timoteus 1 vers 7. Hy het vir ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde, selfbeheersing. Met ander woorde, God vra dapperheid, maar dan vra hy ook wysheid, want onthou, jy kan nie dapper wees en nie wys nie, want dan gaan jy dom goed doen. Amen. Want baie keer sê ons vir mense, jy's nie braaf nie, jy's onnosel. Ek ben net jou al gekyk na hierdie klein, weet jy, is daar een ding wat baie keer vir my is koslik. Jy al kyk hierdie klein hondjies. Hierdie klein chihuahuas of wat ook al. Kyk, daai goed is nie braaf nie, hulle is onnosel. Daai hond is so groot. Maar daai hond staan vir niks terug nie. Ek vir jou sê, laat ons maar laat ons so dapper sal wees vir die Here. En toe het ons gesê, ons het heiligheid nodig. Nou, want jy kan nie sonder heiligheid leef nie, mense. Want as jy nie in heiligheid leef nie, gaan jy 'n klomp sonde doen en jy gaan jou lewe in die moeilikheid bring. Want dis die probleem met sonde. Sonde is destructief. Weet, jaloesie of bitterheid of woede of geveg of beklei of noem dit. Gierigheid. Ek bedoel, ons moet ophou om net te sê, weet ons, kyk, ons in die kerk is ons geneig om sekere sondes te piek na. Jy moet net nie baie drink nie, nou ek stem saam. Maar ek bedoel, is die enigste? Nee, daar's baie anders van liefdeloosheid. Ons moet ophou om net sekere sondes in die kerk oor te preek, want party ouens weet, hulle is baie vurig, maar hulle preek ons net oor sondes, sekere sondes. Nou, jy moenie so syp nie. Almal kom nou. Maar wat van jy moenie so liefdeloos wees, of jy moenie so jaloers wees, of jy moenie so bekleierig wees nie. Gaan lees bietjie weer daai tekste daar in Efesiërs 4. Vanaf vers 30 af. Moenie die Heilige Gees bedroef nie. Alle bekleierery, woede, geskree en gelaster moet van julle verwyder word. Saam, gaan lees dit. Kom nou. En dit het ons gesê, ons het deursettingsvermoë nodig. Onthou jy, nou is ons al by 6. En dan het ons selfrefleksie nodig. Jene, dis 'n ding na. Hallo, waar is my spieël vanmôre? Ek het hom nie ek volgende keer gaan ek my spieël saambring. Dan lig jy die spieël so op en sê, "Haai, ek sien myself." Hey, ons sien altyd die ander ou. Weet julle nou, ek ry oor 'n robot. Nou bietjie later in die aand, daar's nie karre nie. Dan laat 'n ander ou dit doen, dan sê ek, "Jette, wat dink hy ou doen hy? Jy kan nie dit doen nie." Dan sê die Here vir my, "Maar jy het dit gisterand gedoen." Ek sê, "Here, maar daar was nie karre nie." Het julle gesien hoe maklik is om die balk, om die splinter in 'n ander se oog te sien met die balk, wat sê, onthou julle, waar staan dit nou weer? Kom nou, waar? Kom ons vat dit stadig. Waar? Matteus 7 vers 1 tot 3. Julle moenie oordeel nie. Nou sê hulle, sien hier, daar staan jy moenie oordeel, maar dis nie wat daar staan. Moenie oordeel nie sodat jy nie geoordeel word nie. Maar nou sê die volgende vers, die maat waarmee jy meet, gaan vir jou gemeet word. En dan kom die derde vers. Want wanneer kan ek vir jou sê, stop het? Want Jesus het vir daai vrou by die put in Johannes 8 gesê, stop het. Gaan jy moenie aanhou sonde doen. Maar hoor nou mooi. Want jy sien, as ek met myself gedeel het, as ek eers na myself gekyk het, dan kan ek vir jou sê, weet jy wat? Ek het ook maar hierdie goed gedoen, en weet jy, die Here het vir my kom wys, en ek kan regtig vir jou sê, dis verkeerd. Verstaan jy dit? So ja, en ek vir jou sê, weet julle wat, dis die probleem baie keer, dis baie moeilik om dit raak te sien. Want ons is almal maar bietjie blind vir onsself. Het julle agtergekom, ek het al baie ouens amper uit die grond uitgery met my kar. Want hoekom? Want hierdie kant is 'n wat? 'n blinde kol. Ek kyk baie keer, ek het nou die dag ry ek het gou gaan hoender koop hier verby onderste poort. En die ligte was uit. En maar die ou moes met 'n spoed gekom het, want toe ek draai ek nie in my baan nie, maar oor na die tweede baan. Ek ry hom amper in 'n ander bloedgroep in. Maar ek meen, jy weet ons padwoede is 'n gevaarlike goed, jong. Die ou is baie kwaad. Ek sê sorry, ek jou nie gesien nie. Broer en suster, jy kan nie saam met God leef as jy jouself nie kan sien nie. Vra wat het Dawid gesê? Here, wys my hart.
of daar nie dalk in my 'n weg van ongeregtigheid is nie. En toe het ons gesê 2 dinge, dien en doen. Jy kan nie vir God lewe as jy nie dien en doen nie. Kan nie net sit nie, dien en doen. Dit is vir my so mooi. Jy moet in diens van die Here wees. En wat sê die Here vir ons in Jakobus 1:22? Onthou julle daai vers? Julle moenie net hoorders wees nie, maar ek hou meer van doeners. Dit is my mooier. Ons moenie net hoorders wees nie, maar doeners. Ouens, en doen beteken jy moet van jou agteraf opstaan en jy moet, weet, baie keer sal my vrou vir my sê, staan bietjie maar op, lig jou. Sal nou nie sê hoe sy dit sê nie. En gaan maak vir jouself. Ag liefie, jy's nou mos daar. Kyk, nou ek weet nie as alle mans, maar ek kan baie lekker gemaklik wees. Lekker gemaklik. Kyk, is daar lekker, partykeer is daar 'n wagen om 'n vrou te hê. Maar broer en suster, nou, die Here hou nie van dat ons partykeer so laks en lui. En hoor nou mooi, die woordjie is passief. Dit is daar, ons is so passief. Hy sê dien en doen. En laas het ons gesê, in al hierdie goeders, op die 10de een het ons liefde nodig. Want dit help nie ons doen hierdie goeders sonder liefde nie. So toe het ons nou gesê, hierdie 10 dinge, en julle kan weer daarna geluister, weet julle hoekom kan ek hierdie 10 goed onthou? Want ek het dit elke dag nodig. Partykeer dan sê ek, Here met my, U is my anker. Ek dink hierdie skipie van my is nou besig om te sink. Of ek sê partykeer vir die Here, help my om myself hier te sien. Of ek sê vir die Here, hier het ek heiligheid nodig. Of Here, hier het ek wysheid nodig. Of Here, nou moet ek vasbyt, maar nou voel ek wil gaan vis vang. Ek bedoel, ek wil nou gaan permanent vis vang. Jy weet, ek gaan my karavaantjie opslaan en gaan daar by die see bly. Ek is nou klaar met die storie. Jy weet, maar wanneer jy jou bedanking ingee. Ek bedoel nou as die dominee. Amen. Jy is nou moeg. Ou Petrus het maar sy bedanking ingegee, het gaan vis vang, sê die Bybel. En die Here sê van Petrus, kom, jy het nog werk om te doen. Onthou julle daai, Johannes 20. Maar vanmôre wil ek graag by hierdie goed aansluit. Want jy sien, ons het hierdie bestanddele nodig. Want onthou, ons het eers gesê, jy moet eers wees voordat jy doen. Nou, onthou julle. Maar wat moet jy eers wees? Jy moet eers 'n kind van God wees, voordat jy die dinge van 'n kind van God doen. Onthou, jy word nie 'n kind van God deur die goed wat jy doen nie. Jy word 'n kind van God wanneer Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees in jou deur geloof, die nuwe lewe, bekering, redding, wedergeboorte, noem dit wat jy wil, kom werk. Wanneer jy jou hart vir die Here oopmaak en hy in jou kom feesmaal vier, wanneer jy 'n kind van God is. Broers, as 'n kind van God is iets wat jy is. Ek meen, hoe hard moet iemand werk om my kind te word? Help my. Liefie, jy sal moet harder werk. Jy is nog nie my kind nie. Help my. Nee, geliefdes, as jy Jesus Christus ontdek as jou verlosser, die een wat vir jou sterf aan die kruis, en jy uitroep na hom as redder, in daai oomblik, is jy 'n kind van God. En weet julle wat? Dan hoef jy nie te probeer om 'n kind van God te wees nie. Jy moet nou net soos een beginne lewe. Ja, jy moet soos een begin lewe. Want ek bedoel, partykeer kan ons kinders ons baie skaam maak, né? Weet, vir alles hulle ouer word, dan sê ons, nee, dis nie ons kinders daai nie. Daai is my vrou se kinders. Dis my vrou se kinders daai, dis nie my kinders nie. Maar broer en suster, hoor nou mooi. Eers moet jy wees en dan doen. Hoor nou mooi. Eers moet jy wees en dan moet jy doen. Jy doen nie eers nie. Jy moet al hierdie goed doen om 'n Christen te wees. Nee, jy moet net jou lewe oorgee aan Jesus, want hy het klaar alles gedoen. Amen. En as ek kom het, dan is ek. Maar nou moet ek begin doen. En ons het gesê, wanneer ons, dis nou hierdie doen goeders, hierdie geloofgoeders, hierdie wysheidgoeders, maar geliefdes, om hierdie pad nou saam met God en hierdie die mekaar wêreld te gaan lewe waar dinge gebeur. Amen, dinge gebeur. Weet jy, loop fyn en môre word jy gediagnoseer met siekte of kanker of wat ook al. Jy verloor jou werk. En nou sê ek, maar nou wil ek vanmôre met hierdie tweede plek kom praat oor hierdie belangrike ding van vennote in God se besigheid. Hoekom is 'n gemeente so belangrik? Yes, ek wil jou help vanmôre. Ons gaan stadig oor hierdie goed gaan, want ek het jare se tradisies wat ons moet kom wys hoe onbybels is dit.
Die Here moet my partykeer help. Ek weet nie wie het vir die ouens hierdie goed geleer nie. Sorry, ek hoop nou nie is julle dominees gewees nie, maar ek dink regtig. Hoe? Lees hierdie ouens nie die Bybel nie. Maar ons, hoor mooi, ons word groot. Julle ouers is ook skuldig, hoor, waar is julle? En julle ouers is ook skuldig. Ons word groot. Dan sê hy, liefie, jy moet klaarmaak, ons gaan kerk toe. Jy moet mooi aantrek. En dan kom ons hier by hierdie gebou en sê, "Sst, liefie, ons is nou binne die kerk, jy mag nie hier raas nie." Val, wat 'n kerk. En dan leef ons 'n bordjie waar daar staan, stilte. Kom nou, help my gou, wat staan op by bordjie, stilte? Dan sê ek, Here, waar op aarde kry hierdie mense die goeders? Geliefdes, die woord wat in die Nuwe Testament vir kerk gebruik word, waar's my pointer? Die woord wat in die Nuwe Testament vir kerk gebruik word, is die Griekse woordjie ekklesia. Ek kaleo. Dit kom van twee Griekse woordjie, ek is uit en kaleo geroep. Uitgeroep, uit die wêreld, uit die sonde geroep na Jesus toe. Met ander woorde, iemand, die woordjie kerk beteken letterlik daai mooi Griekse woordjie kyriake, eintlik dis die woordjie kyriake. Dit beteken letterlik, die woordjie kyriake beteken Here, Kyrios. En dit beteken letterlik, hulle wat aan wie? So hulle wat aan die Here behoort, besluit Sondagoggend, hulle gaan bietjie by mekaar kom. Sommige dan onder 'n boom. Kerk. Hierdie is net 'n aanbiddingsplek. 'n Gebou wat ons gebid het, waar ons kan by mekaar. Hoor julle? Jy sien, hierdie is nie kerk nie. Ons moet ophou om te sê, Mimi, ons moet mense kerk toe bring. Nee, ons moet hulle nooi na ons meeting toe. Want jy sien, as ons moet hulle na die kerk toe nooi, bedoel die meeting. Yes. Maar wat bedoel ons? Ons nooi hulle na die gebou toe. Nee, geliefdes, as ons hier waai, gebeur hier niks. Ek bedoel, die Here sê nie vir ons, hoor jy, ek sien julle volgende Sondag nie, ek wag vir julle hier. Die Bybel sê, ons is nou tempels van die Heilige Gees. Die Here se Gees woon in my. As ons vanmôre hier weggaan, gaan die kerk vanmôre hier weg. Die kerk, die kinders van die Here, hulle wat aan die Here behoort. En hulle gaan nou in die wêreld in, om vir hom te gaan lewe. En as hulle daar by hulle huis by mekaar kom, 5 van hulle, of die Bybel sê net 2 of 3, hallo, is 'n kerk. Geliefdes, daarom is dit so belangrik vanmôre dat ons hierdie waarheid moet verstaan, want jy sien, ons moet in die eerste plek vanmôre verstaan, daar is so iets soos 'n universele kerk. Waar het die kerk begin? In Handelinge 2. Die dag met Pinkster. Wat het daar gebeur? Die Heilige Gees is uitgestort en het nou kom woon in elke ware gelowige. En ons het nou geword die tempel van die Here. Soos die Here vanmôre in jou woon, wat is jy? Die blyplek van God, die tempel van die Here, die kerk van die Here. Sien, die kerk is nie iets wat ons, die kerk is iets wat ons moet wees. Die kerk is iets wat ons moet wees. En hier is die ding belangrik, luister gou mooi. In Openbaring, my favorite versie. Ons moet weer die liedjie sing, waar is my oom? Hy is waardig om die te neem. En, waar staan dit? Openbaring 5 vers 8. En sy seels oop te maak. Hoor gou mooi. Want hy het ons met u bloed gekoop uit elke stam en nasie volk. O, so die swartes is ook kinders van die Here wat gered is. Kom nou. Help my gou, elke stam, nasie, hallo. Daai klomp Grieke, daai klomp Jode, noem hulle, daai klomp Arabiere, wat vir Jesus vind. Ja kyk, sonder Jesus is hulle almal op pad hel toe, net soos ons Afrikaners ook. Maar as ons vir Jesus vind, is ons wat? Almal nou deel van God se groot kerk, ons noem dit God se universele kerk, almal God se kinders, reg oor die wêreld. Of hulle nou in
Amerika bly, of hulle nou in China bly, ja, selfs die Chinese ook. En in Noord-Korea, was net minder daar, want daar word jy doodgemaak as jy Christen is. Amen. Geliefdes, God se universal church, waar het dit begin? In Handelinge. En dan sê hy, julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. Weet, Jesus het nie net gekom, broers, nou hoor nou mooi, ons is lief vir ons volkie, na? Maar hy het nie net gekom om ons te red nie. Hy het gekom om die wêreld te red. En elke ene wat aan Jesus behoort, is deel van ons gemeente, hy is deel van ons kerk. En nou is dit belangrik wat julle moet verstaan, is dat nou hierdie kerk, nou kom ek vraag vir julle vraag, nou, want ek moet nou jare se goeders regstel. As ek nou in die straat loop, Gertjie, en jy loop aan die straat, kan ek sien dat jy 'n Christen is? As ek jou net soos kyk? Nee, ek kan nie. Ek meen, weet, jy kan nie. Kyk, ek meen, as jy nou praat en jy sê vir my, goeiedag meneer, ek is wonderlike kind van die Here, kan ek, maar as ek jou net so sien, nou sê ons, hierdie kerk van die Here, ons noem dit die onsigbare kerk van die Here, jy kan nie sien nie. As jy nou 10.000 mense daar op loftes gaan rappie kyk, kan jy dan nou luister nou, jy sit daar op lofte, daar sit 10.000 mense, jy sien, daar is al die Christen, jy weet nie, meeste van ons ken glad nie die Here as 'n klomp dronklap en syplappe, verstaan jy, hy is nie kinders van die Here nie, maar hoe kan jy dit sien? Help gewaar word hierdie kerk van Jesus sigbaar, help my, nee, help my, waar? Hier, vanmôre, van nou kom hierdie klompie kinders van die Here, en hulle kom saam by mekaar, en ons noem dit 'n plaaslike gemeente. En hierdie mense wat hier sit, sê vanmôre, hulle is kinders van die Here. Wel, julle moet net seker maak julle is. Okay, amen. Maar wat sê julle vanmôre? Ons is die Here se kinders. Ons behoort aan die Here. En hallo, hier sien ek hulle. Maar hoor hier langs ons is die AGS, daar is ook hallo. En hier is die vollies hier, hallo. Ouens, kerkdenominasies was nie in die vroeë kerk nie, daar was nie so ding soos 'n kerkdenominasie, daar was net 'n plaaslike gemeente, die kerk van die Here Jesus. En hierdie ouens het by mekaar gekom. Nou het ons gesê, vanaf Jerusalem het hulle versprei, tot aan die uiters van die aarde, Handelinge 1:8, Paulus se sendingreise, nou dit sluit alle mense wêreld uit wat deur geloof aan Christus behoort. Ons het reeds veel gesê Openbaring. Nou die beeld, wat is die beeld wat Christus gebruik van hierdie mense van hom? In 1 Korintiërs 12 vers 14, kyk nou mooi daar, in 1 Korintiërs 12 vers 14, doen Paulus ons wat die liggaam van Jesus. Met ander woorde, hy sê, ek en jy is Jesus se liggaam. Jy is die hand, en ek is die voet, en jy is die neus, en ek is die oor. Met ander woorde, wat sê dit vir ons? Ons is sy liggaam. Want ons is Christus se liggaam op aarde, want onthou, Jesus is nie meer fisies hier nie. Nou is ons sy voete, ons is sy hande, ons is sy mond, om wat te doen? Om te gaan, om te praat, om te doen, deur die werk van die Gees in ons, verstaan jy dit? So ons word genoem, die kerk van Jesus word genoem, die huisgesin van God. Kyk die beelde wat gebruik word. Ons behoort aan sy huisgesin. Wie van julle is gesinne? Hoe word iemand een deel van jou gesin? Net op 2 maniere, help my gou, net op 2 maniere. Kom nou, help my, hoe word iemand deel van jou gesin? Deur geboorte of deur? Nee. Aanneming. Ja, kyk net, verhoop jy is getroud. Ek ben Philip, jy kindertjies moes gebore word, chom. Waarvan jy jou pa, julle pa en ma is. Maar Theo, jy kinders aangeneem, chom. Maar hulle is jou kinders, want jy, wat, verstaan julle, deur, sien julle, as enigiemand van my nog 'n ander manier kan sê vir my, dan help my reg. Ons het nou ons het nou Jesus se kinders geword deur geboorte en aanneming. Ons is uit God gebore, weergebore, en Jesus het ons nou aangeneem om sy kinders te wees. Hy sê dit vir ons in Romeine 8. En luister nou word ons 2 Korintiërs 6 vers 18 word ons wat genoem? God se kinders. God se kinders. En geliefdes, nou is ons kinders van die Here. En dit beteken dit, hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 6, hy sê, ek sal vir julle vader wees,
en julle sal vir my seuns en dogter wees. So wat is ons dan, as ons almal kinders van die Here vanmôre is? Jy's 'n kind van God, ek's 'n kind van God. Ek is familie van die Here, ek is liggaam van Jesus. Wat is ons van mekaar vanmôre? Help my. Wat is ons van mekaar? Halleluja, sê net vir die ouetjie daar, nou, sê vir hom, welkom family. Sê vir daai oom van jou, ek weet nie, met hom getroud, maar is jou family ook. Sê vir hom, sê vir almal, laat jou welkom familie. Broer en suster, ons is familie. Maar die probleem in die wêreld waar ons vandag lewe, ons het baie disconnect van mekaar geraak. Lewe ons soos familie saam? Help my. Is u deel van hierdie familie? Want onthou, u is deel van Jesus se groot wêreldfamilie, maar nou het u hier by mekaar gekom as deel van hierdie plaaslike gemeente en deel van hierdie plaaslike familie. Amen. So dis wat hy sê altyd, hierdie is my familie. Hierdie is my gemeente. Hierdie is my plek waar ek die Here dien. En wat is nou belangrik? Dis hier waar ek nou, broer en suster, nie net geloof moet hê en wysheid hê nie, maar hier het ek medebroers en sissies wat daar is om vir my te bid. Hier het ek boeties en sissies wat my lief het, al maak ek droog. Amen. En daar wat by jou staan en I'll stand by you. Maar geliefdes, ons lewe in 'n wêreld waar ons gedisconnect geraak het met mekaar. Ons het kerk gemaak oor geboue en denominasies. En dis onbybels. Want ons kan dit nie in die Bybel vind nie. Kerke bestaan uit die mense wat aan Jesus behoort en sigbaar word in 'n plaaslike gemeente. En in daai gemeente kom mense en hulle vind Jesus, hulle word gered, hulle word deel van die familie. En hierdie familie, soos Philip, is besig om uit te brei. Ouens, Philip is die enigste wat help dat ons gemeente groei. Julle sal moet regtig, waar is die jonger mense? Julle moet nou trou. Maar Randa is daar binnekant. Philip sê hy's nou klaar. Geliefdes, ons moenie net biologies aankweek nie. Ons moet met bekeerlinge. Weet julle wat is 'n bekeerling? 'n Ou wat by Jesus uitkom. Geliefdes, bekeerlinge, mense moet gered word. Hierdie familie moet groei en ons kan net groei op 2 maniere. Een van 'n familielid by 'n ander plek kom na ons toe. Nou, hy's reeds 'n familielid, hy was net by 'n ander familie, né? Maar nog steeds, hy kom na ons toe of daar kom nuwe bekeerlinge. Maar die probleem vandag is ons skuif net die kerk van die Here rond. Nee, ek is nou 'n bietjie kwaad vir my pastoor, ek gaan nou daar nou my garage toe. Nee, ek is nou kwaad vir my garage, ek gaan nou hier na die ander gemeente toe om die hoek. Ons skuif net die kerk rond. Die Here wil nie net ons met die kerk rondskuif nie, hy wil ons moet uitbrei. Wat moet ons doen? Ons moet hierdie plek volmaak, julle. En julle moet help. Want wat is julle nou weer in hierdie hele besigheid? Help my gou. Vir wat nou weer vir? Vennote. Nee, Dominee, jy moet nee, ouens. Julle is saam met ons. En daarom sê ons, sien jy die plaaslike gemeente, in die Bybel is die kerk ook sigbaar. En waar word die kerk sigbaar? In die plaaslike gemeente. 'n Groep gelowiges wat op 'n plek saamkom. Sien julle vanmôre? Kyk gou vanmôre almal, 'n groep gelowiges wat op 'n plek saamkom. Nooit in die kerk nie, gelowiges wat mekaar. Ons kan volgende Sondag gaan ons onder die boom diens hou. Okay. Dan is ons nog steeds kerk. Hier is net ons by mekaar kom plek. Ouens, maar as ons nie hier is nie, wat gebeur? Niks. Dis 'n dooie gebou wat Maureen in die week moet kom skoonmaak. Dis niks nie. Hier is sommer 'n kerk omdat ons, hoor nou maar, omdat ons hier is. Hallo, kom nou. Jesus se kinders, Jesus se kerk, Jesus se gemeente wat vir mekaar moet sorg en omgee, sy liggaam is, familie van mekaar is. Daar moet wees vir mekaar. En dis hoekom ons vanmôre vir mekaar moet kom sê, daarom is dit so belangrik om vanmôre vir mekaar te sê, die eerste Christene het in eerste plek in huise by mekaar gekom, tot die 3de eeu toe. Daar was nie kerkgeboue gewees voor die 3de eeu na Christus nie. Hulle van huis tot huis by mekaar gekom. Daarom is ek 'n groot voorstander van selgroepe en huiskerk. Weet jy, in die week kom jy by mekaar in 'n huis, en Sondag kom jy almal by mekaar in 'n by mekaar kom plek. Want anders kom ons net een keer by mekaar. Die ding is, ons sien mekaar te min. Dit laat my dink aan die ouens wat mekaar so min sien, dan begin jy jou vrou met die hand groet. Want jy het daar so lank lank gesien, hallo, wie is jy nou weer? Broers en susters, wat is die kerk vanmôre?
Dis nie in die eerste plek 'n denominasie, die Rooms-Katolieke of die Protestantse kerk of die Follies of die AGS of die NG Kerk nie. Dit het later eers in die geskiedenis plaasgevind. Dit is ook nie bloot 'n lidmaatskapboek nie. Waar is jy? Kom ons kyk 'n bietjie of jou naam op die boek staan. 'n lysie. O nee, ons sien jou naam is afgehaal. Jy was lanklaas hier. Amen. Kyk, is goed om 'n register te hê, daarom te weet wie hy is. Maar ek bedoel, dis nie kerk nie. Kom aan. Dis net wie hier is. Vang julle dit? Julle moet asseblief nou ophou verkeerd praat. Sal julle? Ek weet dit is moeilik want dit is julle baie lank geleer. Maar ek weet nie wie julle dit geleer nie, maar dit is onbybels. Die ware kerk is die onsigbare liggaam van Christus. Hoor nou mooi. Almal wat deur geloof aan hom behoort. En ja, ons boeties en sissies hierbo wat werklik nou hoor, wat is die vereiste? Hulle moet aan hom behoort. As hulle nie aan hom behoort nie, is hulle niks van ons nie. Ek gee nie om waar kom hulle by mekaar nie. Dan is hulle sekte en 'n dwaling, hulle is nie deel van ons nie. Maar as jy die ware evangelie van Jesus spreek, ek gee nie om wat is die naam van jou kerk nie. Ek meen, hy kan agape wees, of hy kan, ek gee nie om nie. Kinders van die Here, deel van ons familie. Ek ontmoet mense uit allerhande gemeentes uit. As ek 5 minute by hom is, dan sê ek kan sommer hoor. Ek praat nou die dag hier by 'n shopping mall met 'n swart vroutjie wat vir my bedien, en ek sê vir my, so do you know Jesus Christ? Julle ken my mos? Yes, I'm sure. I say, can you testify about that? Sê ja, testify. Ek sê, then, 'n swart girltjie, ek sê, then you're my sister in Jesus. Why? Because you belong to Christ. Amen. Ons is nie in dieselfde ons gather nou nie op dieselfde plek saam nie. Maar weet julle wat, sy gather net op 'n ander plek. Maar weet julle wat, sy is my familie. Amen. En nou sê ons vir mekaar vanmôre, kerkgenote moet ons vanmôre verstaan, die boodskap is vanmôre, as ons dan deel is van Jesus se kerk en Jesus se besigheid, want ons behoort aan hom, is ek en u vennote in God se besigheid. Ek en u is deel van 'n plaaslike gemeente waar ons as God se kinders sigbaar word. En dis daar waar ons nou besig is met wat? Met God se werk. Ouers, ons is nie hier besig om net, en wat is deel van God se werk? Wel, ek glo om te preek is deel daarvan, want ek kom 'n Sondag om 'n woord van God te hoor. Want ek meen, die Here nou vir my sê, die Here het ook nie partykeer nodig om met jou te praat nie. En dis hoekom hy die dominee kry wat sal bereid wees om eerlik te wees. Met ander woorde, daarom kom ons Sondag by mekaar en ons kom luister, ons kom sing. Dis hoekom ons moet ordentlik sing. Ons kan nie ons moet die Here ordentlik loof en prys. Etna, voluit. Geen kom dank nou almal. Nee, regtig, jy dank God nie so nie. Hoe dank ons God? Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Kom nou. Dis hoekom mense nou nie kom nie, want ons dood. Ons moet lewendig wees, want waar die Gees is lewe julle. Amen. Ons kom Sondag by mekaar. Wat kom doen ons Sondag hier? Ons kindertjies kom saam om wat te doen? Sodat ons hulle na Jesus toe kan lei en hulle van die Here kan leer. Ons kom Sondag hier by mekaar om geleer te word. Ons kom by mekaar, geliefdes, want en nou weet julle wat, in hierdie familie van ons kom daar 'n bietjie probleme en moeilikheid. Ons het mense nodig om mense gaan besoek. Ons het 'n sending daar buite wat ons nie kan gaan nie, so ons gee geld daarvoor. Ons het klere wat ons by mekaar maak, nie om barmhartigheid te doen nie, regtig. Nee. Om die liefde van Jesus vir mense te gaan wys. Want hierdie hout nie kos nie. Hoekom bring ons klere en ons verkoop dit hierso? Don't do it for love and charity. Ag, ons is sulke goeie mense. Regtig? Dan moet jy nog tot bekering kom, want jy's nie 'n goeie mens nie, jy's 'n sondaar wat tot bekering gekom het. Amen. Dis hoekom ons dit doen. Ons is in die Here se werk besig. En daarom is dit so belangrik vanmôre wat ek daai dingetjie met u gedeel het. En kom ons gaan vinnig gou 10 goutjies vinnig gou noem wat ons dan kom. Die eerste ding is ons kom wees daar as ons by mekaar kom. So broers, dit is nie oukei as jy net wegbly. Want as jy net wegbly, is jy nie vanmôre, jy was nie hier vir die familiebekend, jy was nie vir die huisvergadering hier vanmôre nie. Verstaan nie? So ons moet hier wees. Hoekom moet ons hier wees? Want ons kom hoor die woord. Ons kom mekaar ondersteun. Ons kom vir mekaar bid. Ek weet nou ons moet ophou as ek hier saam met jou loop en jy sê my ek het 'n lelike week gehad. Ek is bietjie moeg en sê ek, ag kom hier my sis.
Liewe Jesus, ek bid vir mense vanmôre, Vader, dat U haar deurdra. Geef haar krag. Dankie, Here. Amen. Hallo. O nee, die dominee moet dit doen. Regtig, hoekom? Kan jy nie vir iemand bid nie? Ek het 'n vrou, om Fred. Dankie vir jou groente. Om Fred kom voer ons hier op 'n week. Waar is mense nog? Waar is daai oom hulle wat vir ons? Dankie julle bring vir ouens. Weet jy wat hierdie goed wat ons by die winkels koop is vol gif, man. Dankie daarvoor. Jy kom môre en jy hier by ons gemeente en jy kry sommer 'n sakkie hartlepols, man, of waar 'n avoukie of waar is julle ouens? Bring die goed. Is dit nie wonderlik nie, julle? Want weet julle wat? Family. Ek wil hê jy moet vanmôre weet. Hier is my family. My Jesus familie. Ek gee vir hierdie klomp mense om. As jy in die hospitaal is. Ouens, ek moet nie die enigste ou wees wat vir jou in die hospitaal gaan besoek nie. As ek by jou kom en ek sê vir daai dokter of vir daai suster, the pastor is here, dan sê sy nie, you're lying. Die 6 ouens wat al hier was wat gesê het hulle is the pastor. Nee, maar die dominee moet hulle besoek. Daar kom hulle. Alta, om daar vir jou te bid saam met jou vir Pieter en die pad wat jy moet loop, my sis. En dat ons soms net terug vir hom hoor, hoe gaan dit met hom? Dat ons sinvol kan bid. Want altyd as ons sussie in die Here is, is deel van amen, ons family lid. Hy gaan deur 'n moeilike tyd, amen. Broer en suster, dis wat God bedoel. In die tweede plek, wees bereid om te gee. Dat onthou, ek wil vanmôre regtig vir die gemeente sê, onthou, u finansiële bydrae aan ons gemeente help vir die werk van die Here. Ouens, julle regtig, ek gaan nie vir my nuwe Mercedes koop nie. Ek is alright met my ou karretjie, ek is heeltemal tevrede. Daai ding vat my van punt A na punt B. Hoor nou mooi. Ons gee vir die saak van die Here sodat die werk van die Here kan aangaan. En of jy nou R5 gee of 100 of 1000, dankie ouens. Want sonder julle kan ons soms bydra, kan dit nie aangaan nie. So daarom gee ons vir ek weet ek wil ek mag nou nie woorde gebruik nie, nou man, my kyk, mag nie stype gebruik nie, maar dit is vir my regtig so mense sê, ag ek het vir die kerk 'n bietjie geld gegee. Man moenie vir die kerk geld gee. Gee vir die Here en vir sy werk. Want wat doen die kerk? Almal van julle wat nou kerk is, wat doen hierdie kerk? Ons is besig met die Here se besigheid. En ons gee vir die Here, want julle is nou weer wat saam met ons vennote. En julle sit nou 'n paar rand in julle in die Here se besigheid en weet, en kom ek vra gou vir julle, wie gaan julle eendag beloon? Die dominee. Wie? Halleluja. Hy gaan sê, mooi so my getroue diensknegt. Hy gaan sê, kom hier, jy het vir daai oue glas koue water in my naam gegee. Dis vir jou 'n kroon. Dis vir jou mooi huisie hier in bo. Want anders dan gaan jy in die lae klas huise bly, né? RDP house, ek dink as RDP house is in die hemel. Nee, hierdie ouens het nie baie gedoen nie. Hulle kry die low klas. Hierdie ouens, jy mag dalk in hierdie wêreld dalk nie 'n mansion hê nie, maar in die hemel gaan jy. Die Bybel praat van beloning. Ek gaan lees dit. Ons belê, wie se besigheid is dit nou weer? Die Here se. En daarom gee ons van die môre. Vinnig, ons toon aan mense die liefde van Jesus. Ons bring ons klere, ons verkoop dit en ons gee vir mense kos. En as jy moet trek, asseblief, en jy's 'n vrou, bel ons. Ons kry 'n paar manne met bakkies en ons kom help jou trek. En as jou kar stik en jy het nie geld nie, kry 'n mechanic, ons weet nie wie kan mechanic werk doen nie, ons laai hy help jou. Amen. Dis familie van die Here, ouens. 'n plekkie waar hy sê, Here, hier is my mense. Nie net kinders van die Here nie, maar hier is waar ek wil wees. Vinnig gou, nooi ander gereeld saam. So onthou, ons wil mos hierdie familie groei. Want ons kan nie vir Philip alleen vra nie. Ons wil hierdie familie groei, so ons nooi mense wat nog nie vir Jesus ken nie. En as iemand vir Jesus ken en hy's nêrens nie, want daar's baie mense daar buite wat kinders van die Here is, maar hulle het nie 'n plekkie waar hulle behoort nie. Nooi hulle. Ouens, hier's leë banke, hier's baie plek. Dit in Suid-Afrika mag jy nou nie meer vandag sê, mag sê, nou sê ek altyd, nou moet ek mooi dink hoe ek dit gaan sê. Want jy kan tronk toe gaan vir die goed wat ek nou gaan sê. Kyk, in Suid-Afrika praat hulle mos van taxi's, né? Weet, ons mag maar nou sê 'n swart taxi, ons mag nou nie sê die ander taxi, jy weet mos, né? Hulle verstaan. Nou sê hulle altyd in hierdie taxi, hoor nou mooi, hoor. In hierdie taxi is daar altyd plek vir nog een.
in hierdie gemeente, geliefdes, is daar altyd plek vir nog 'n familielid. Of vir nog 'n persoon wat dalk tot bekering moet kom. Is ons ouens regtig tevrede om alleen hemel toe te gaan? Nooit. Die dag dat die Here my siel red, daai donderdag was ek Vrydag by die skool en ek het vir my chommies gesê, wil julle nie ook kinders van die Here word? Amen. Om te dien met blydskap. Ek meen, jy kan gerus gaan kyk. Ek sal hierdie goedjies op ons groepie sit, op ons WhatsApp sit, dan kan jy net na die versies gaan kyk. Om te dien met blydskap. Hy laat hierdie gesindheid in julle wees, wat aan Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt, soos Jesus. Geliefdes, Jesus was die eerste ou wat gesê het, bring daai skinkbord. Laat ek gou gaan, kan ek vir julle tee skink? Kan ek die skorrelgoed was? Geliefdes, Jesus, hy was 'n diensknegt. Hy was 'n diensknegt. En soos ons meester dien ons. Getuig, met vrymoedigheid te getuig. Om nie bang te wees om vir mense te vra, meneer, ken jy vir die Here? Het jy al jou hart vir Jesus gegee? En as jy ou sê, nee, ek weet nie, dan sê, weet jy wat, ek weet ook nog om jou te help, maar ek gaan nou my dominee bel. En dan gaan ek jou help om hom te help. Amen. Want hy sê, julle sal my getuies gaan wees. Bou op regte vriende. Onthou, jou gemeente moet 'n plek wees waar julle vriende word. Hoe kan jy familielede hê? Want ek weet, julle het baie keer familielede, dan sê hulle, ek wil met hulle niks te doen hê nie. Nou, het julle sulke familie? Ouens, maar jou familie by die huis hier, by die gemeente. Dit moet jou familie wees. En dan moet julle soos julle dominee maak, daag met entoesiasme op. Hy sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die, ons lees gou weer daar. Hy sê, wat julle ook al doen, kyk nou mooi, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die, en nie vir, hallo. Maar vir wie doen ons hierdie goed? Dink julle, ons doen dit vir die Here in die eerste plek. Bid ywerig. Ons bid op 'n Sondagoggend, hierso in ons rondabeltjie, so van 15:15 tot so 20 voor. Kompie van ons bid saam, vir die diens. U kan regtig, as u nou nie daar wil bid nie, kan jy sommer net hier onder die boomkant vat 3 saam en sê ons bid saam, vir die diens. Of sommer daar in die moederskamer. Maar kom ons bid, die Bybel sê, hy sê bid en vir julle sal gegee word. Wat sê die Bybel oor gebed? Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Sien ons in die Bybel ken. En laaste, dis belangrik, bemoedig mekaar. Bemoedig mekaar. Hy sê bemoedig mekaar dan en bou die een die ander op. 1 Tessalonisense 5:11. Bemoedig mekaar. Geliefdes, as Jesus 'n familie wat by mekaar kom, moet ons verstaan, ons moet hier wees op 'n Sondag. Ons moet daar wees vir mekaar. Op mekaar ondersteun, ons moet gee. Ek gaan hierdie vir julle op die groepie plaas, dat julle 'n bietjie weer daarna gaan kyk. Maar ek wil vanmôre afsluit, dat ons moet regtig verstaan. Want geliefdes, ons moet verstaan waaroor gaan dit. Want ek wil regtig vir julle sê, in die verlede, ek dink die boodskap het iewers verlore geraak. En ek vanmôre wat bely, dat Christus in ons is sy kerk. Ons is universeel. Maar hier word ons sigbaar, in 'n gemeente. 'n plekkie waar ek die Here kan dien, 'n plekkie waar ek kan bemoedig word, 'n plekkie waar ek kan betrokke wees, 'n plekkie waar ek vennote kan wees van die Here se besigheid. Waar het ek my vennote gesit? Yes. Hoe kan ek gou vra? Ag Mims, 'n paar van julle, wil jy nie net gou ons vennootskap goed gaan uitdeel nie? Dankie om Fred. Ons het 'n klomp vennote hier vanmôre. Gaan deel ons vennote uit. Ek vat ook een. Gaan vir julle familie om dit daar gee. As jy julle kan sommer net so vat. Ag, dankie Piet. Ons sê maar laat. As jy. So julle moet nou hierdie ding op julle yskas gaan plak, né? So lekker stuk plastiek. Dan sê jy daar by my gemeente, nou, ek is 'n vennoot daar. Kyk, ek is nie net 'n nommer nie. Ek kom nie net om Sondag daar te sit nie. Ek is deel van hierdie klomp mense. Amen. En jy gaan sê, Domie, maar ek doen nie so baie nie. Maar weet jy wat? Al bid jy net, of al gee jy R20, of al kom jy net help met 'n bietjie skorrelgoed was. Of al kom jy help iemand in ons saal dat ons 'n eventie aan het. Geliefdes, is jy deel van hierdie genootskap. En wie se besigheid is dit nou weer? Die Here se besigheid. Amen. Ons kyk ook kans dat hulle vir ons uitdeel. Hierdie is nou nie soos nagmaal nie.
Julle, kan ek net gou bieg? Julle moet saamstem, dit is oulik, né? Ek dink nogal daar gisterand, Here, hierdie ouens dink ek is die enigste ou in hierdie vennootskap. Amen. Almal gekry, julle daarbo gekry. Okay, net vir die ouens gou daarbo gaan gee. Asai, die ouens daarbo. Ag, ek sê sommer daai ouens daarbo kry. Ja, hulle moet ook kry. Kyk, hulle is ook deel van die, julle ook deel van die vennote. Amen. Gaan deel van daai vennote daarbo uit. Ons is nog heeltemal op tyd. Dan net gou kyk dat almal daarbo kry. Jep, ek dink so. Kas is daar, kyk, ons kan volgende week as daar nou die lede wat nou nie vanmôre hier was nie, sal volgende week sorg dat hulle kry. Broers, ek wil afsluit vanmôre. Baie dankie, almal gekry. Ek glo vanmôre dat as jy dit vat, wil ek vra nie dat jy dit vat met jou hand nie, maar dat jy inkoop. En vanmôre sê Here, ek is deel van hierdie gemeente. Ek is deel van dit wat God hier doen. En daarom vra ons vir julle, dag op, gee vir die saak. Raak betrokke. Daar's baie plekke waar jy betrokke kan raak. Vra die Here, waar kan jy deel wees van hierdie vennootskap? En dan, en geliefdes, wanneer ons dit gaan doen, gaan julle sien, hierdie familie gaan groei. En God gaan groot dinge doen vir hierdie familie. Want jy gaan mense begin nek. Daai ou sit sy voet nie in 'n kerk, in 'n gebou nie. En hy behoort aan geen plaaslike gemeente nie. Dis 'n kort een. En dan gaan jy vir hom sê, hoorie so man, kom bietjie Sondag dan na my toe. Kom bietjie na my familie toe Sondag. Amen. Broer, suster, kom ons sit net so, dan bid ons saam. Liewe Here, dankie dat ons vanmôre net weer, Here, wanneer die wêreld rof raak daar buite, en Here, wanneer die lewe ons druk, het ons gesê, het ons al hierdie bestanddele nodig, maar Here, ons het ook mense in ons lewe nodig. Ek het 'n familie nodig. Ek het medeboeties en sissies nodig, wat daar is vir my, wat my kan bemoedig, wat daar is om my op te bou, wat daar is wat vir my omgee. Here, wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, of in die hospitaal is dit wonderlik om te sien, hier loop een van my boeties en my sissies in, wat vir my kom hallo sê, net om kom hoor, hoe gaan ek? Here, daar's niks so wonderlik in die lewe vir liefde, en wanneer mense vir mekaar daai nodige aandag gee nie. Ja, Here, party van ons is meer aandagsoekers as ander. Here, my persoonlikheid is maar 'n bietjie 'n aandagsoeker persoonlikheid. Maar dankie Here dat daar mense is. En ons wil bid vanmôre, Here Jesus, dat U in ons gemeente 'n kragtige, magtige ding doen. Here, dat U hierdie klomp pragtige kinders van U gaan mobiliseer, dat U hulle gaan optel en opbou en dat U hulle gaan genees en gesond maak en bemoedig en versterk. Here, as hulle op 'n Sondag hier weggaan, dan sê hulle, weet julle wat, ek was by die Here gewees, ek het by my familie gaan kuier vanmôre en sjoe, dit was amazing daar te wees. So die Here was so naby, en die Here het my sussie het vanmôre vir my kom bid, en hy het vanmôre vir my R100 gesê, en weet, ek het net gevoel, jy het nie geld in jou huis nie. Here, dis wat gemeente en dis wat Jesus se kerk is. Baie dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen. Broer en suster, net voor ons afsluit, wil ek net vinnig noem, die manne ontbyt was gister, en ons gaan nou 'n mannebediening begin op 'n Vrydagoggend. Ons gaan 5:45 by mekaar kom, vir die ouens wat net voor werk, vir julle wat dit kan maak, vir julle ruimteouens, ek weet nie of julle dit gaan maak so vroeg opstaan nie. Maar dan gaan ons net vir so 'n uur, en jy kan by wanneer jy wil. Willem gaan dit begin, ek gaan hom ondersteun, waar ons net bietjie tyd met ons manne gaan spandeer. Bietjie tyd saam met hulle bid, bietjie ondersteuning gee waar nodig is. En die vrouens kan later dink as julle ietsie wil doen, maar laat die Here julle lei. Okay, dankie. Kom ons gaan sluit ons af. Okay, kom ons dan staan ons.
leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelei, ek is langs jou, ek vast te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sou val, dan dra ek jou. Gaan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou met my Heilige Gees. Die Seun van God drie-enig sal vir ewig met jou wees. Gaan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kom ons bid om die seën van die Here en die gaan in sy vrede, kom drink 'n koppie tee saam met ons. Mag nou die genade van ons dierbare Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en met u bly.